Ons het in die vorige gedeelte het ons 'n paar punte net vlugtig aangeraak en ek dink persoonlik ek het meer vrae gelaat as wat ek antwoorde gelaat het. Maar dis hoekom ons aangaan. Nou kom ons keer nou weer terug na die skrifgedeelte. 1933 vertaling, Romeine 8 vers 9. Maar julle is nie in die vlees nie, maar in die gees. As naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Ons het nou voorheen bepaal dat jy kan nie meer sê dat jy in die vlees leef nie. Want dit wat die vlees gestimuleer het, was die wet. En Paulus is baie duidelik daarop in Romeine 5 tot 10. Hy sê dat die wet stimuleer die sonde en deur die kennis van die wet kom die kennis van die sonde en dit lei tot die dood. So daarom het jy in jou verlede altyd alles probeer doen uit jou vlees uit, om regverdig en geregverdig en geheilig voor God te staan. Nou het jy al gehoor dat in jou kerk, en dit is 'n algemene ding wat in die kerk uitgaan, jy moet wees soos Christus. Jy moet daarna strewe om te wees soos hy. Jy moet Christus simuleer, jy moet wees soos hy is. Wel, ons kan nie. In die eerste plek, Christus is God. 1 Johannes 5:20. Ek kan nie soos God per se wees nie. Ek kan net wees wat God vir my bepaal het om te wees deur Christus Jesus in die openbaring van die Heilige Gees. Dis daar waar ek besef en kan begryp wie ek is. So ek is nie meer aan Adam verbonde nie. Ek is nie meer aan die wet verbonde nie en ek het geen verantwoordbaarheid in die wet, teenoor die wet en vir die wet nie. Ek het geen verantwoordbaarheid in die Ou Testament nie. Ek het geen verantwoordbaarheid in die profete nie. Ek het geen verantwoordbaarheid in Matteus, Markus en Lukas en Jakobus en Openbaring nie. Ek het verantwoordbaarheid in Christus Jesus. Hebreërs sê is wat ek doen met die bloed van Jesus wat my toorn gaan bepaal. As ek die bloed van Jesus vertrap en ek verwyder die kruis, dan kom die oordeele van God op my, want dan het God se siel geen behaag in my nie. So far be it from me om nou te probeer iets wees wat ek nie kan wees nie, wanneer Christus in my is alles wat hy moet wees. Jy sien, Christus in my is alles wat God bepaal het vir ons om te wees. Ons hele bestaan, ons hele wese, ons hele geestoestand en ons hele geesstatus is Christus Jesus. 1 Korintiërs 6 vers 17. Hy wat aan die Here behoort is een gees met hom. That's it. Daar is nie iets wat Christus komplementeer of byvoegend is aan Christus nie. Dis of Christus of dis niks. Nou sê die Bybel, julle is nie meer in die vlees nie. Maar julle is nie in die vlees nie, maar in die gees. So as jy in jou koppie kan inkry dat ek is nie meer verantwoordbaar teenoor die wet of in die wet of vir die wet nie, nog minder vir die Ou Testament, nog minder vir die profete, nog minder vir Matteus, Markus en Lukas en nog minder heens Jesus van Nasaret. As jy daai waarheid in jou kop inkry, is jy 50% daar by die wil van God. Die woord van die Here sê vir jou, jy is nie in die vlees, met ander woorde, jy is nie meer in die verpligting van die wet, die onderhoud van die wet nie, en in meriete en werke nie. Die Bybel sê vir ons later hier in hierdie hoofstuk, dat jy is aan die vlees niks verskuldig nie. Die vlees beteken wet, meriete, werke, profete, Ou Testament, Jesus van Nasaret. Hoekom sê ek dit? Want in die eerste plek, Jesus van Nasaret was gestuur vir die huis van Israel, en niemand anders nie. That's it. Dis wat Jesus sê. Hy is gestuur na die huis van Israel. Jesus van Nasaret is nie vir ons gestuur nie.
Hy is wel die Messias, hy is wel die verlosser wat verlosser vir ons almal geword het. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy sien, Jesus sê, tensy jy nie hom bely as lewe nie, kan jy nie gered word nie, maar in sy bediening as mens op hierdie aarde was hy gestuur na die huis van Israel, maar sê hy toe hy in Jerusalem ingekom het om gekruisig te word, sê hy vir Israel, Jerusalem, Jerusalem, hoeveel keer het ek begeer om julle bymekaar te maak soos 'n hen haar kuikens, maar julle wou nie. Net daar het Christus besluit, Israel is nutteloos. Hulle het hom verwerp as Messias, verwerp as verlosser, verwerp as God. Toe word hy van daai oomblik af waaragtig God wat ons sondes in hom ingeneem het. Daarom het hy die tempel gaan skoonmaak en die mense gaan uitdryf wat in die voorportaal van die heidene gewees het. Want daarmee het Jesus gesê, gee ek toegang aan die heidene na die teenwoordigheid van God. Na sy kruisiging en na sy dood het Christus verskyn aan sy disippels, hy het hulle 'n opdrag gegee en gesê, gaan na die hele wêreld, verkondig die evangelie. Jerusalem, Judea aan die uiteindes van die aarde. Maar wat het gebeur? Een van ons mentors het Sondag in 'n preek wat ons geluister het van hom, Warren Litzman. Toe sê hy, is dit nie eienaardig nie. Nie een van hulle het uitgegaan na die uithoeke van die aarde nie. Hy het gebly in Jerusalem. Maar wat doen die Here? Hy wek Paulus op. En Paulus se Handelinge 28 vers 27 en 28. Israel se hart het verstomp geraak, verhard geraak, en daarom het God nou sy redding gebring na die heidene toe, en het Paulus die een geword wat die evangelie van God aan die hele wêreld gaan verkondig het. Die Here het selfs vir Petrus opgeroep om Mesopotamië toe te gaan en die woord van God daar te gaan verkondig, maar Petrus was onwillig totdat die Here vir hom 'n visie uit die hemelseenheid toe gegaan. Nadat Paulus ook begin gaan het in die wêreld, dat dit Paulus nou eers klaar kry. Maar die ander disippels het eintlik nie in die wêreld gegaan nie. Ons het nou wel geskiedkundige bewyse daarvan, maar hulle het nie met die regte evangelie in die wêreld ingegaan nie. Hulle het met die koninkryks evangelie die wêreld ingegaan. En wat het hulle gedoen? Hulle het Jesus van die wet verkondig, nie Christus die opgestaande Here nie. Want toe die Heilige Gees uitgestort was op Pinksterdag, het die Heilige Gees 3 keer vir Petrus gespraat oor die opgestaande, wederopgestaande Christus, en 3 keer vat hy terug na die Ou Testament en die profete toe. So hy het heeltemal die plan van God gemis. Toe kom God en hy stuur Christus as ons slagoffer, as ons lewe, en sê Paulus, Christus in julle, die hoop op heerlikheid. Wanneer Christus wat julle lewe is, en dat sê Johannes op die uiteinde van die dag, dat Christus is die waaragtige God en ewige lewe, en jy wat die seun het die lewe, as jy die seun van God het jy nie die lewe nie. So net daar en dan, skei hulle ons van die vlees. Ons is nie meer in die vlees nie, ons is nie meer in die wet nie, ons is nie meer in die Ou Testament nie, ons is nie meer in die profete nie, ons is nie meer betrokke met Jesus van Nasaret nie, ons is in Christus Jesus, die opgestaande God uit die dood uit. Dis waar ons is. Die Bybel sê, Efesiërs 1, ons is in hemelse plekke in Christus Jesus. Ons is nie op hierdie aarde in die wet en in die vlees nie. Ons is in Christus, maar die vlees is dood as gevolg van die sonde. Hoor jy, hy sê die vlees, nie die gees nie. Want die lewe wat ons het, Galasiërs 4 vers 6, is Christus se gees, wat die Vader in ons hart uitgestuur het, en hy roep, Abba Vader. Die Heilige Gees getuig saam met ons kindskap, dat ons kinders van die Here is, en deur Christus roep ons, Abba Vader. So jy's nie in die vlees nie, jy is nou in die oortuiging van die Gees, en wat is die oortuiging van die Gees? Jy is in die Gees, nie in die vlees nie. Wat sê die Bybel vir ons in Romeine 8 vers 1? Daar is nou geen veroordeling vir die wat in
Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die gees van die wet, van die lewe, van die gees in Christus Jesus het my vrygemaak. Hoor jy? Vrygemaak van die wet en van die sonde en van die dood. Sodat dit wat onmoontlik was vir die wet om onderhou te word, omdat dit swak was in die vlees, nou paraphrase ek, het Vader gedoen dat hy Christus in die gelykheid van menslike vlees gestuur, dat hy die wet kon vervul in ons. Dit beteken Jesus het die wet vervul in ons. Dis nie meer ons taak om die wet te vervul nie. Dis nie meer ons taak om in die wet en dade en meriete en Ou Testament en Matteus, Markus en Lukas te wees nie. Ons taak is om die opgestaande Christus aan te neem, in die opgestaande Christus te funksioneer en toe te laat dat die opgestaande Christus wat in my en in jou lewe homself deur ons uitleef as hy self. Nou sê Paulus, ons is nie in die vlees nie, maar in die gees. Dit beteken ons funksioneer nou onder die leiding en die insettinge van die Heilige Gees. En sê Jesus dat die taak van die Heilige Gees was om net van Christus te praat en net Christus te verheerlik en net Christus te openbaar. So as jy in die Gees wandel, dan wandel jy deur die leiding van die Heilige Gees wat jou lei in die lewe, die werklikheid, die realiteit, die manifestering en die materialisering van Christus in jou as jou lewe. Die Heilige Gees lei jou binne die parameters met respek gesê van die lewe wat Christus in my is en die lewe wat hy in my lewe en hy lei my in die feit dat Christus my lewe is. So as jy in die gees is jy nie in die wet en in werk en meriete en sondebelydenis en sondebewustheid nie en het die kerk geen reg om jou te hou in die wet en in werk en meriete nie. Het die kerk nie 'n reg en 'n mandaat om jou elke keer te forceer om van vooraf tot bekering te kom nie, want dan kruisig jy Jesus van vooraf en sy bloed beteken vir jou niks nie. Sê Galasiërs 5, verval jy uit God se genade uit en beteken Christus vir jou absoluut met respek gesê bogger all. Niks nie. Want hoe langer jou kerk en jou domineetjie jou in die wet en in die werk en die meriete en sondebelydenis hou, en dat jy jou sonde bely aan die hand van die Ou Testament en aan die hand van die wet, hoe verder verwyder jy jouself van Christus af. Dan wonder jy, hoekom groei ek nie? Want jy dink jy's in die gees en jy word gelei deur die gees, maar jy word gelei deur die dominee aan jou neus in die wet. Jy gun nie die Heilige Gees sy mandaat om Christus in jou as jou lewe te openbaar nie. Jesus sê, ek sal vat van die Vader en ek sal dit aan die Heilige Gees gee en hy sal julle in die volle waarheid lei. Hy sal net van my praat en hy sal net vir my verheerlik. Niks anders nie. Wat beteken as jy in die vlees wandel? As ek in my meriete, my werk en my dominee se wet en my dominee se sondebelydenisse en geloofsbelydenisse en Calvynse belydenisse bly. Dan is jy in die vlees en sê die Here, het jy onttrek uit ongeloof uit en het God se siel geen behaag in jou nie. En het die Bybel sê hy vir jou, het jy self die oordeele van God oor jou gebring. Jy sien, as die Bybel sê vir ons, as Paulus vir ons sê, ons wandel nie meer in die vlees nie, maar in die gees, dan beteken dit gewoon, dit is die Heilige Gees wat vir ons lei in die kennis en in die openbaring van Christus. Gaan lees dit in 1 Korintiërs 2 vers 10. Wat die oog nie gesien het, wat die oor nie gehoor het en die hart van die mens nie opgekom het nie, het God aan ons openbaar deur sy Gees, sodat ons deur middel van die Heilige Gees geestelike dinge met geestelike dinge kan vergelyk. En dan hy wat geestelik is, word deur geen mens geoordeel nie. So daai domineetjie wat jou elke Sondag na die wet toe vat, hy het nie 'n reg om dit te doen nie, want jou lojaliteit, jou lewe, jou bestaan, jou funksionering is in Christus. Want die Christus in jou is die lewe van God in jou. En van hierdie punt af gaan ons nou 'n bietjie dieper in hierdie vraag wat ek aan die begin van die eerste boodskap gesê het, hierdie vraag oor Christus wat my lewe is.
Jy is nie in die vlees nie, maar jy word gelei deur die Gees in die waarheid van Christus. Nou ja, tot ons weer praat, dan gaan ons weer aan op hierdie vers, en ek gaan 'n hele ruk lyk my spandeer op hierdie vers, maar ons gaan verder leer oor dit. Totsiens!